Twee voormalige askaries is in die hof oor hulle wandade tydens die vorige bedeling en die dodetal styg steeds na twee kragtige aardbewings in Venezuela. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. My naam is Carla Burg. Goeienaand. Twee voormalige askaries het vandag in die Benoni Streekhof in Gauteng op 'n reeks ernstige aanklagte insluitend moord, ontvoering en brandstigting verskyn. Die dade is glo in opdrag van die oud vlakplaasbevelvoerder Eugene de Kok uitgevoer. Volgens die valke sprei die man se vervolging uit ondersoeke deur die Waarheids- en Versoeningskommissie na die moorde op groepe jeugdiges wat destyds met valsbeloftes van militêre opleiding weggelok is. Die staat het die hof versoek om 'n verbod op foto's van die verdagtes te plaas om te verhoed dat toekomstige getuies beïnvloed word. 'n Derde medebeskuldigde is intussen dood. Die mans was lede van die beweging soos die ANC en die PAC en het as insypelaars vir die voormalige regering gewerk. Die March and March beweging beskuldig die Edwin Queenie Metro daarvan dat hy hulle teen immigrasiebetoging wat vir eerskomende Dinsdag beplan word, in die wiele probeer ry. Dit volg nadat die stadsbestuurder Musa Mbele glo toestemming geweier het, omdat die optog 'n nasionale veiligheidsbedreiging inhou. Volgens die leier van die beweging, Jacinta Nkobese Zuma, is die besluit bloot mondelings oorgedra en is geen skriftelike bewysing of redes verskaf nie. Sy beklemtoon dat die organisasie aan alle wetlike vereistes voldoen het en dat die grondwet burgers se reg op vreedsame protes beskerm. Nkobese Zuma het die metro tot vanmiddag tyd gegee om skriftelike redes te verskaf, andersins sal die betoging oor immigrasie en grensbeheer soos beplan voortgaan. Die parlement se vervolgingskomitee wil 'n sê hê oor wie aangestel word om getuies te lei in die moontlike afsettingsverhoor van president Cyril Ramaphosa. Die komitee sê hy sal sy kortlys aan die speaker Toko Didiza voorlê vir samesprekings met die prokureur-generaal, in plaas daarvan dat dit deur die speaker en parlement se regseenheid bepaal word. Die voorsitter van die komitee het politieke partye 10 dae gegee om voorstelle in te dien, terwyl sommige partye probeer ooreenkom oor 'n gesamentlike lys. Die proses vorm deel van die breër ondersoek na die Palapala diefstal wat in 2020 by die Ramaphosa se wildsplaas plaasgevind het. Die vermeende misdadiger Vusimusi Cat Matlala het skuldig gepleit op bedrog en korrupsieklagtes wat verband hou met 'n omstrede R360 miljoen se SAPD tender. Hy het vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn, waar 'n pleitooreenkoms ingevolge artikel 105A van die strafproseswet met die nasionale vervolgingsgesag se teenkorrupsie-eenheid beklink is. Matlala en 16 medebeskuldigdes, insluitend senior polisiebeamptes, word daarvan beskuldig dat hulle betrokke was by die toekenning van die tender aan sy maatskappy Medicare 24. Die saak sluit ook die geskorste nasionale polisiekommissaris Fane Masemola in, wat aangekla word van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. En om hier af te sluit, Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez sê dat die regering daarop gefokus is om lewens te red, nadat die land deur twee kragtige aardbewings getref is. 'n Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later opgevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Minstens 164 mense is dood en 1000 ander beseer. En Rodriguez sê dat die La Guaida-straat noord van die hoofstad Caracas die swaarste getref is, waar tientalle geboue ineengestort het. Sy sê ook dat hulle tans fokus om mense te red wat in die puin vasgekeer is, en reddingswerkers uit lande soos die VSA, die Dominikaanse Republiek, Mexico en El Salvador het reeds in die land aangekom. Dis al van my, Carla Burg, vir vanaand. Ons maak môre weer so. Totsiens.